As jy die woord van die Here vanoggend saamgebring het, wil ek vra dat jy saam met my sal oopmaak by Jesegiel 36, 'n aardige gedeelte vir 'n kinderboodskap. Jesegiel 36. Ons gaan net 6 verse daaruit saam lees. Ons gaan saam lees van Jesegiel 36 vers 22 tot en met vers 27, net hierdie 6 verse saam. Kinders bly nog verskriklik. Dis Jesaja, Jeremia, Klaaglied, Jesegiel. Het julle hom gekry? Nog nie. Is meer middel toe, amper by Matteus. Jesegiel 36. Nee, hulle is al by Genesis. Hulle gaan hom nou kry. Ons gee maar net 'n geleentheid vir die kinders ook om saam te blaai. Dit is 'n wonderlike voorreg as jy jou eie Bybel kan hê in jou eie taal wat jy ook kan lees. Verlang het die Rooms-Katolieke Kerk die mense onderdruk deur net 'n vertaling in Latyns te hê wat die mense nie verstaan het nie. En daarom was dit net die priesters en die biskoppe wat vir hulle kon voorhou. So is ook geleentheid vir die jonger kinders om Nommer 36. Ja, vers 22. Het julle hom? OK, mooi. Ek hou vir die voor vanaf vers 22 van Jesegiel 36. Daarom sê vir die huis van Israel, so spreek die Here, ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Israel, maar ter wille van my heilige naam, wat julle ontheilig het onder die nasies waar julle gekom het. En ek sal my groote naam heilig, wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het, en die nasies sal weet dat ek die Here is, spreek die Here. As ek my in julle voor hul oë as heilige laat ken, en ek sal julle uit die nasies gaan haal, en julle uit die lande bymekaar laat kom, en ek sal julle in jul land bring, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word, van al jul onreinhede en van al jul drekgode sal ek julle reinig. En hier lê die klem, en ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en ek sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Net tot sover uit die woord van die Here. Hy is so 'n bietjie anderster. OK. Ek wil vir die mans vra vir wie dit moontlik is om saam met my te staan sodat ons verenig in gebed. Ons almagtige Hemelse Vader, Here, ons dankie vir hierdie wonderlike oggend wat U vir ons geskenk het. Here, soos wat ons kan wakker word en die reuk ruik en die voeltjies hoor sing, weet ons dat dit 'n geskenk uit U hand uit is. Here, hierdie dag wat ons by mekaar kan kom in die huis met die wete, Here, dat U ook teenwoordig is, wil ek vra dat U asseblief met ons sal wees in hierdie oggend, dat U naby sal wees, dat U met hierdie kindertjies ook sal wees en elke hart, Here, sal voorberei vir die woord wat kom. U wat sê in Jesegiel dat U 'n hart van klip verwyder en 'n hart van vlees sal gee, is 'n wonderlike boodskap, Here, vir ons ook vandag. En daarom wil ek vra, Here, dat U hier sal wees, dat U met ons sal werk en Here, dat U ook die naprediker van die woord sal wees. Here, as gemeente kom staan ons voor U en ons dink so aan die wat besig is met die Wolmer uitreik, daar waar Dominee Jan ook betrokke is, wil ek vra dat U hulle sal seën,
dat U hulle sal deurdra ook in hierdie oggend en Here dat hulle die harte sal bereik wat bereik moet word, maar ook so in die voorsiening van behoeftes, Here, vir die minder bevoorregtes. Here, ek dink so aan die gemeente en die lys van mense wat op die bidlys is. Here, ek dink so aan oom Sol wat opgeneem is in die hospitaal, maar ek sluit hom nie uit nie, almal wat op die lys is, wil ek vra, ag Here, dat U in hulle harte sal werk, dat U vir hulle 'n groot daad van genesing ook in hulle liggaam sal voorsien, want soos U sê, daar het genesing vir ons gekom deur U wonde. En daarom wil ek vra, Here, dat U hand van genesing ook oor hulle sal strek, hulle sal deurdra in hierdie tyd. Almal wat dalk hier is, wat in moeilike omstandighede bevind is, Here, wil ek vra dat U sal deurdra. Maar Here, dat U met ons sal werk en dat U ook U doel aan ons sal bekend maak. Ons dink aan die herderspaar van die gemeente, Here, dat U vir hulle krag sal gee om na die amper einde van hierdie eerste kwartaal in hierdie nuwe jaar, Here, dat U met hulle sal wees en dat U hulle sal versterk en sal leiding en wysheid gee om die jaar vorentoe uit te beweeg. Maar so ook met die kerkraad, Here. U het 'n wonderlike groep broeders bymekaar geroep om hierdie gemeente te lei en daarom wil ek vra, Here, dat U hulle almal sal versterk. Ons dank U, Here, vir elke siel wat bygevoeg word tot U koninkryk op 'n daaglikse basis. U het bygevoeg almal wat gered is by die gemeente en daarom sê ons dankie, Here, dat U hierdie wonderwerk ook in almal se harte kan bewerk. Dankie, Here, dat ons hier kan wees. Wees asseblief nou met die verkondiging van die woord. Laat dit val op harte wat voorbereid is. En ag Here, dat dit ook so sal wees dat die kindertjies sal verstaan en dat hulle ook daardeur sal leer. Ons dank U, Here, vir dit en ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Nou, ek gaan hier vorentoe beweeg. Nou, liewe vriende, vanoggend praat ons oor die tema 'n hart vir Jesus. En dit het ons gesien in Esegiel 36 se 26ste vers wat sê, en ek sal hulle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in hulle binneste, en ek sal die hart van klip uit hulle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. Nou wil enige een van julle probeer vir my sê wat God hier sê. Ja. Okay, dis 'n baie goeie toepassing. Ja. Baie mooi, dit is baie akkuraat. Julle is baie slim. Dink julle moet dalk eerder hier voor by my kom staan. Dit is presies wat God sê. Hy sê hierdie mense met hulle harte van klip, gaan hy wegvat en hy gaan vir hulle harte gee van vlees. Nou as mens kyk na 'n hart van klip, 'n klip is baie hard soos hierdie ene. Nee, julle kan sien hy's hard. As ek hom gaan gooi, gaan ek daai venster dalk uitgooi. Wil een van julle probeer? Nee, julle mag nie. Julle mag nie. So hierdie klip is baie hard en dit is hoe mense se harte is. Nee, van die mense se harte of almal word gebore met so 'n hart van klip. Kan julle dit glo? Ja. Hy is baie vuil. Jy is reg, hy is baie vuil, veral aan die onderkant. Maar dit is so harte van klip lyk. Hulle is vuil buite, hulle is vuil binne. Hulle is so hard, niks of enigiets kan hier binne inkom nie. En selfs as ek hierdie klip kyk, dit lyk nie of hy enige gaatjies het nie. As ek hom skud, klink dit nie asof daar enigiets binne is nie. Hy's baie hard. Hy's baie hard en dit is 'n hart van klip. Nou vandag gaan ons kyk na 'n hart van klip en 'n hart van vlees. Nou hierdie is nie 'n stuk vleis nie, maar dis 'n spons. Hy's baie sag. Ek kan hom druk en ek kan aangaan. Hy het gaatjies in, maar hy's ook leeg. sien julle? Hy's nog skoon, maar dis 'n nuwe ene. Maar nou nog gaan ek vra dat jy dink hy moet vuil wees. OK. So hierdie hart van vlees
is dit wat God vir ons wil gee, vir elke mens wil gee. Hy wil die kliphart verwyder en hy wil 'n hart van vlees gee. Nou ek gaan hierdie water gou bietjie uitspoel of oor die klip gooi. Dink julle hierdie water gaan lê in die klip of loop dit net af? Dit loop net af, so dit gaan nie in die klip wees nie, nê? Hy is nou nat, maar as ek hom hier gaan sit, gaan hy nou droog word. Stem julle saam? En wat dink julle gaan die spons doen? Hy gaan die water opsuig. So ek gaan hom nou net so 'n bietjie druk en dan hierdie is nuwe spons, maar julle sal sien dat hy al hierdie water in die emmer vat hy op. Nee. So as ek hom nou gaan druk, dink julle hierdie water gaan uitkom? Ja. So hy vat al die water wat daarin kom. Nee. Soos wat julle nou gesê het dat die hart van klip beteken mense wat 'n vuil hart het. Mense wat met hierdie hart gebore word, het 'n hart van klip. Nou, soos julle gesien het, hierdie water kan nie in hierdie klip ingaan nie. Nee, want die klip is hard. Daar's niks gaatjies in nie. Nou wat dink julle het Esegiel geskryf? Ek het julle nou gevra dat hy 'n kliphart gaan wegvat. Hierdie hart wat niks kan inkry nie, wat so hard is, wat gaan hy doen met hierdie klip? Ja, en as jy nou dink, wat beteken vlees? Is dit soos hierdie spons sag kan iets inneem? Dit is wat vlees beteken. Jy kan maar sê, jy kan hard praat, 'n bietjie skaam. OK. Ja. Dit is so. Dit is presies so. So almal wat nie 'n hart van vlees het nie, het 'n hart van klip. Stem julle saam? Nou hoe kry mense 'n hart van vlees? Jy was 2 dae, jy nou kansie gee, ja? Baie mooi. So dink jy as jy nou praat van 'n hart van klip, is daar 'n deur wat jy kan oopmaak vir die Here om toe te laat? Daar's nog nie 'n deur nie, nê. Hoewel dit is die hart van klip. Maar sodra jy 'n hart van vlees het, dan kan jy toelaat dat die Here binne jou kom woon deur sy Gees. Kan jy aan 'n vers dink wat sê dat God ons so lief gehad het? Ja? Kan jy hom quoteer? Kan jy hom sê? Asseblief. Baie mooi. Kan jy vir my sê wat beteken dit? Dit is so. As hy sê glo in my, wat bedoel hy daarmee? Net so. Nou om te glo beteken om so baie vertroue in iets te hê dat jy kan weet dat dit werklik so is. Dankie oom. Nou om te weet dat dit werklik so is, as ek nou hierdie stoel gaan uitvat en ek gaan op hom sit. Dink julle ek vertrou hierdie stoel dat hy my gewig gaan dra? Ja, want ek weet mos hy gaan my gewig dra, nê? Nee. Soos wat julle op hierdie banke kom sit het, weet julle dat hierdie banke almal van julle se gewig gaan dra. Nee, dat julle nie te swaar gaan wees vir hierdie banke waarop julle sit nie. Nou dit is wat God sê. As ons in Jesus glo met ons hele hart, dat hy ons so lief gehad het en vir ons die ewige lewe vrykoop, dan glo ons in hom. En dit is hoe jy jou hartsdeurtjie oopmaak. Dit is hoe God hierdie hartsklip verwyder, wegvat, weggooi en hy gee vir jou hart van vlees. Nee. So 'n hart van klip, hy sal klaar droog.
sien julle? So hy vat niks in nie. Maar 'n hart van vlees, soos hierdie spons, neem baie in. Fyn. Daar's ons baie mense wat in die Bybel gevra het, maar hoe kry ek 'n hart van vlees? Hulle het gevra, wat moet ek doen om gered te word? En dan het hulle, die apostels, die disippels van Jesus vir hulle gesê, dat glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, nê? Nee. Nou, wat se tipe harte wil julle hê? Ja? Vleeshart. Ja, jy? Soek jy ook 'n vleeshart? Ja? 'n vleeshart en? Het jy 'n vleeshart? Het jy al jou hartsteertjie vir Jesus oopgemaak? Laat die Heilige Gees in jou kom woon. Ek is baie bly om dit te hoor. Dit is baie geseënd. Nou, dit is wat die Here wil hê. Hy wil vir ons 'n vleeshart gee sodat dit 'n hart van Jesus of vir Jesus kan wees. Nee. Maar nou is daar nog iets wat ek gebruik het wat nie die spons en die klip is nie. Wat was dit? Wat het ek oor dit gegooi? Ja. Ek het water gegooi. Nou wat dink jy beteken die water? Ja. Dit is baie mooi gestaan. Ek dink jy kan my voorkom staan. Ja, is amper asof jy my preek vir my geskryf het. Nee, baie mooi. Dit is 'n baie mooi beskrywing wat jy gegee het. Net die enigste ding, hierdie water beteken nie vandag water nie. OK, so dit het niks met water uit te waai nie. Die enigste manier hoe ek vir julle kan wys dat dit nie ingaan nie en ingaan is met water. OK. So vandag beteken die water die woord van God. OK, so dit is presies dit wat jy gesê het. Dis die woord van God wat skoon was van binne af. Maar voordat ons daarby uitkom, Hebreërs 1 vers 1 sê nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd tot die vaders gespreek het deur die profete, het hy in hierdie laaste dae gespreek tot ons deur die Seun. Nou, wat beteken dit? Hoeveel testamente is daar in die Bybel? Ek aan jou. Hoeveel? Dis boeke. 66 boeke. Ja. 2 testamente. Is die Ou Testament en die Nuwe Testament. Nou as God sê hy het in die ou tyd praat hy van die Ou Testament gepraat met profete. Met die mense deur profete. Wat is 'n profeet? Ja. Baie mooi. Kan jy 2 noem? Hand was eers daarop, ek gaan haar kan sê. Samuel is 1, ja. Daar's so baie profete wat die Here gebruik het. En hulle is baie van die boeke in die Ou Testament. Moses was die eerste standaard profeet. God het die standaard van 'n profeet gaan stel by Moses. Dit wat die profete kon doen het later, het hulle gesien hoe om dit te doen by Moses. En dit is die standaard. Wil jy nog een noem? Daar's een wat ingesluk is deur 'n groot vis. Wil jy vir my sê? Wie was ingesluk deur 'n vis? OK, nie. Ja. Jona, hy was ingesluk en hy was 'n profeet wat die Here gestuur het. Maar nou sê Hebreërs dat in hierdie laaste dae, in die Nuwe Testament, praat hy met ons deur sy seun. Nou wie is sy seun? Ja. Jesus is sy seun. Dis die seun van God. Ja. Net so. Nou
Wat sê Johannes 1 vers 1 vir ons? Johannes 1 vers 1 gaan ons vir julle sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. So as Jesus met ons praat in die laaste dae, van wie praat Johannes hier in Johannes 1 vers 1? Wie is die woord van God? Wie is God self? Maar hy word ook die woord genoem. Kan ek julle 'n leidraad gee? Hy is die seun van God. Dis Jesus, net so. So, hy praat met ons deur sy seun, deur die woord. So wanneer ons dan kyk na wat God wil hê, dan is dit wat die woord vir ons sê ons moet doen. Want dit is sy seun wat met ons praat. So as hy met ons praat deur die woord, moet ons dan die Bybel glo. Moet ons doen wat die Bybel sê. Moet ons dit gehoorsaam. En as ons dit nie gehoorsaam nie, dan doen ons sonde. Dit is baie mooi. Maar nou gaan ons kyk, hierdie wat die woord van God is, in die hart van vlees, van klip, né? Is ek reg? As die woord van God oor die hart van klip uitgegooi word, gaan dit binne-in. Dit bly buite. Dis miskien nat vir 'n klein rukkie, maar as ek hom weer hier gaan sit, gaan hy weer droog word. Stem julle saam? Stem julle saam? OK. Wat gaan gebeur met die hart van vlees? Hy gaan dit alles absorbeer. So as mens nou die water, die woord van God oor die hart van vlees gooi, en hy souk daarin, en hy neem dit op, dan absorbeer hy dit. So nou gaan ek hierdie oplig. Dink julle hy is vol water? Dink julle hy is vol van die woord? Hy is. Nee. Maar moet hy net so bly? Hy gaan mif as hy net so bly. As ek hom net so in die kas gaan bære, dan gaan hy mif, dan gaan hy stink. Dis nie kos nie, maar daar's water binne. So hy gaan begin vrot van binne af. Nee. Hy moet die water laat uitgaan. Hy moet die woord laat uitgaan. Dit beteken dat as ons die woord inneem, soos wat ons die woord inneem met ons harte van vlees, dat ons dit gaan deel met ander mense. Dat ons die waarheid van die evangelie wat ons kry deur die woord en dit wat Jesus aan ons sê, dat ons dit sal inneem, maar dat ons dit sal gaan deel met ander. Maak dit sin wat ek sê? OK, ja. Ja. Dit is baie reg wat jy sê. As jy seker jy het nie teologie studeer nie. OK, maar lees jy jou Bybel, dan is jy 'n teologiese student. Baie mooi. So die illustrasie wat ek nou gewys het, dit wat ek vir julle hier gewys het van die klip en die spons. Klip is al droog, amper droog, dit gaan weg. Maar die spons was nat en hy het uitgegee en hy kan nog en nog kry. Nee, stem julle saam? OK. Maar nou is daar iets anderster wat gebeur in hierdie spons. Sê maar net vir 'n oomblik dat hy vuil is. Hierdie spons is baie vuil. Nee, van binne. Hy het nou verander van 'n hart van klip wat God uitgehaal het en hy het 'n hart van vlees gegee, maar hierdie spons is vuil. OK. Hy was in die modder rondgesleep en nou is hy vuil. Stem julle saam? Wat gaan hierdie spons skoon maak? Die woord van God. As ons die woord bly ingooi, ek gaan hierdie water gebruik wat reeds in is. As hierdie vuil vol modder is en ons druk heeltyd die water uit, die woord uit, gaan hierdie spons begin skoon word van binne af. Stem julle saam? So as hierdie spons dan bly skoon word, wat bring die verandering?
Ja. Die woord van God bring die verandering. OK, ek het jou nou onderbreek, maar dit is belangrik dat jy moet weet dat die profeet net 'n instrument is. Hy's net iemand wat gaan sê, maar dit is die woord van God wat verandering bring. Hy kom maak skoon van binne af. Dan sê 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 vir ons, die hele skrif, dit beteken die hele Bybel, is deur God ingegee. Dit beteken dat God gesê het, dat dit wat hulle moet opteken, dat dit geskrywe is. Die Heilige Gees het mense kom kry, en vir hulle gesê wat hulle moet skryf. OK? En dit is nuttig, dit is nodig vir ons, tot lering. Wat beteken lering? Ons leer. Jy's reg, ons leer. Dit is nodig tot weerlegging. Maar dit is al hoe groter woorde wat hier gebruik word. Wat beteken weerlegging? Wil jy probeer? Dit beteken, wat het ek hier gesê? Om te weerlê beteken om te sien dat iemand anderster nie besig is met die waarheid nie. Nee, om te weet dat dit waarmee iemand anderster besig is, nie besig is met die waarheid nie. Ons moet die waarheid gebruik om teen dit wat nie waar is nie te stry nie, maar ons moet weet wat waar is. En ons kan dit net weet wat nie waar is nie as ons weet wat die waarheid is. Stem julle saam? OK. En dit is nodig vir teregwysing. Wat beteken dit? Dink julle dit is nodig dat ons ander mense reg help met die waarheid as ons die waarheid weet? Dit is nodig dat ons reg wys, dat ons die woord van God gebruik om reg te wys dit wat verkeerd is. Maar dan is dit ook tot onderwysing. Ja. Jy moet ander mense gaan leer. Jy moet ander mense gaan leer wat die woord van God sê. As jy 'n hart van vlees het en jy kan die woord inneem soos wat die water ons gewys het en die spons, dan kan jy dit vir ander mense deel. Jy kan dit gaan gee, gaan ander mense leer in die geregtigheid. Dit is leer die mense wat reg is as hulle op die verkeerde pad is. OK, maar dan sê vers 17 vir ons, sodat die mens van God volkome kan wees en vir elke goeie werk volkome toegerus. So die woord van God is nie net vir ander mense nie, maar dit is vir ons ook, wat harte van vlees het, sodat ons vol kan wees van die woord. Maar ook, sodat ons vir elke goeie werk wat ons gaan doen, as ons vir iemand anders te gaan reg wys dit wat verkeerd is, as ons iemand anders te gaan leer vir dit wat hulle moet doen, wat reg moet wees, dan word ons vir dit reg gemaak. Ons word geleer uit die woord van God uit, sodat ons dit kan gaan doen. OK. Dan, soos ek nou gesê het, dat hierdie spons gaan begin skoner word van binne af. Hoe meer hy water kry, skoon water uit die woord van God uit, hoe meer word hy skoon van binne af. Nou Hebreërs 4 vers 12 is 'n baie lang vers. Nou ek gaan nie die hele vers verduidelik nie, maar ek gaan vir julle net in kort sê. Die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge van die gedagtes van die hart. Nou wat beteken dit? Wil julle vir my sê? Is dit 'n swaard? God se woord is 'n swaard. Nee, Efesiërs sê dit ook vir ons. Dis 'n swaard. Ja, dit is 'n swaard. Maar wat doen ons met hierdie swaard? Ja. Dis reg, maar hierdie vers
praat nou van dit wat dit met ons doen. Dit doen nie net van mense nie, of van ander mense buite nie, maar wat doen dit met ons? Wat is 'n swaar die woord van God in ons lewe? Dit maak ons rein, dit maak skoon van binne af, dit kom sny weg dit wat nie in ons lewens hoort nie. Nou wat hoort nie, wat is iets stouts wat jy miskien vanoggend gedoen het? Was jy stout vanoggend? Nee, hulle sal dit altyd ontken. Ja, ek gaan vir jou 'n kansie gee. Was jy stout? So klein bietjie, het jy nie geluister nie. Het jy geluister? Nie geluister nie. Maar dit is maar 'n algemene probleem. Waar jy wil vir my baie stories vertel. Wat jy gedoen vanoggend? Was jy nie stout nie? Okay, julle is te soet vir ek moet dalk eerder Leila, my dogtertjie wat nou amper 6 is, hier by julle kom sit. Ja. Dit is 'n baie goeie voorbeeld. As jy nie wil luister om nie jou skoene aan te trek nie. Of as jy nie luister vir wat mamma en pappa vir jou sê nie, of dalk boetie of sussie terg, of dalk jy vat dalk iets wat nie mooi is nie, wat nie joune is nie. Nee, dis 'n groot sonde. Alles is sonde, ongehoorsaamheid is sonde, as ons nie luister nie. Nee, maar wat die woord van God doen, hy kom wys dit vir ons uit. Met die Heilige Gees wat in die vlees woon, in die hart van vlees, kom wys hy uit dit wat nie reg is vir God nie. Nee? Stem julle saam? Ja. Jy is reg, 'n jok is 'n jok, nee, en 'n bok is 'n bok. Okay, jy's baie reg as jy dit sê. So die woord van God kom was ons skoon van binne af. Hy kom wys vir ons wat nie reg is in ons lewens nie. Dit as ons stout is, as ons miskien iemand boelie by die skool, of as ons nie ons huiswerk doen soos wat ons moet nie, kom die Heilige Gees deur sy woord en hy kom sê vir jou, maar jy is besig om ongehoorsaam te wees. Nee, en dit is hard, dit moet ons verander. As ons nie verander nie, dan sal ons nooit rein kan wees soos wat God verwag ons moet wees nie, nee. Stem julle saam? Maar dit kan net gebeur wanneer ons 'n hart van vlees het. Ons kan nie 'n hart van klip hê en dink dat die woord van God ons gaan skoon maak nie. Want wat maak skoon? Die hart word skoon gemaak, maar wat gee vir ons 'n hart van vlees? Die Heilige Gees kom wys vir ons, maar Jesus Christus en dit wat hy op die kruis kom doen het. Efesiërs 5 vers 26 sê om dit te heilig, om dit skoon te maak, nadat hy dit gereinig het deur die waterbad van die woord. Nou, ek is amper skamel of bang om dit te vra, wie het almal gebad vanoggend? Net jy. Almal moet bad, moet ons elke dag bad. Dis nodig dat ons elke dag moet bad, né? So as hy nou sê die waterbad van die of deur die woord, wat beteken dit? Nee. Jy's 'n krokodil. Nee, dit beteken nie jy word gedoop nie. Maar was jy al gedoop gewees? Okay, het hulle jou laat doop. Okay, baie mooi, maar dit is glad nie met die doop enigstens te doen nie. Ja? Wat beteken dit om 'n waterbad deur die woord? Ja? Okay, dit is reg soos wat jy gesê het. So ons praat nou van hoe die woord mens verander. Nou as jy nou moet dink as mens elke dag moet bad, van die mense bad 2 keer 'n dag, né, stem julle saam. Dan beteken dit dat ons die waterbad is 'n werkwoord in die Grieks wat sê dat ons in die woord moet wees, dat ons daarin moet souk, dat ons daarin moet lê, soos wat mamma partykeer doen na 'n lang dag. Gooi sy miskien bubble bath in die bad en sy gaan lê net in die bad
met al die geraas wat so om haar te kere gaan. Nee, dit is wat God sê ons moet doen met die woord van God. Dat ons in hierdie waterbad, hierdie woord sal lê en ons sal souk daarin. Ons sal weet dat dit wat gaan gebeur met ons, dat dit van binne afkom. Nee, dink julle dat die klip, hart van klip, die woord van God in sy hart kan bære? Dit kan nie. Dink julle die hart van vlees sal die woord van God kan bære? Wat is die kortste psalm in die Bybel? Of die kortste boek, hoofstuk? Psalm 117. Wat is die middelste boek van die Bybel? Of die hoofstuk? Ons soek Psalm 118. Nou, wat is die langste hoofstuk in die Bybel? Ja, maar wat is die hoofstuk? Het was eers Psalm 117, 118, wat is die volgende ene? Dit is die langste hoofstuk in die Bybel. Nou, hoekom is dit die langste, dink julle? Hy is die langste, want hy is die langste. Dit is 100% korrek wat jy nou gesê het. Hy is die langste, want die hele Psalm 119 gaan oor die woord van God. Dit is alles 150 vers, as ek reg kan onthou, of amper daar, net oor God se woord. Psalm 119 vers 11. Ek, sê Dawid, het u woord in my hart gebære, dat ek teen u nie sal sondig nie. Dit is kosbaar, dit wat Dawid sê. Maar ons moet dit ook kan sê. Ons moet by daai punt kom wat ons sê, ons het 'n hart van klip, maar Here Jesus, neem hierdie hartklip of kliphart weg en gee vir my hart van vlees, sodat ek u woord kan insouk en in my hart kan bære. OK? Dat ons dan kan skoonkom, soos wat Jesus wil hê ons moet skoonkom. So ek vra weer, wie soek 'n hart van klip? So niemand soek 'n hart van klip nie. Wie soek 'n hart van vlees? En wie wil dit volmaak met die woord van die Here? Ek is jammer om te sien, dis net die kinders wat hulle hande opsteek. Dit moet eenparig aanvaar word. Dit is belangrik dat ons harte van klip sal gee vir die Here, laat hy vir ons hart van vlees sal gee. Sodat ons die woord van God kan bestudeer, dat ons dit elke dag kan lees, dat ons kan lees en lees en lees, soos wat mamma in daai bad souk, sodat ons kan skoonkom van binne af, en dat ons daai woord in ons hart kan bære, want dit is belangrik, dit leer ons om ander mense te leer, dit leer ons om te weet wat verkeerd is daar buite, sodat ons kan reg doen. Dit leer ons wat verkeerd is binne ons, sodat ons kan uithaal met die Heilige Gees wat in ons werk. En dit is 'n hart vir Jesus. Nou, wie wil 'n hart vir Jesus hê? Wie het nog nie 'n hart vir Jesus nie? Dit is belangrik dat ons hart vir Jesus sal hê. Dat ons hom sal toelaat om hierdie weg te vat, hierdie hart van klip, en vir ons 'n hart van vlees sal gee. Amen. Julle dit geniet? Was? Jy het amper die hele preek weggegee met jou een sin. Ja? Is dit hard as jy huil? Moeilik om te huil, maar dis nie te sê dat jy nie gered is nie. Dis nie te sê dat jy nog 'n hart van klip het nie. Dis vir my ook moeilik om te huil. Maar dalk ek het net soveel gehuil toe ek jonger was dat ek nie meer kan huil nie. Al die trane is opgehuil. Nou ja, dit liewe vriende is dan die boodskap van vanoggend. Ek gaan net opbeweeg. En dan kan ons net so sit en saam bid. Ons almagtige Hemelse Vader, Here, ons dankie vir hierdie geleentheid wat ons deur middel van 'n spons en 'n klip kan verduidelik hoe u hart van klip verwyder en weggooi tot in die diepste van die diepste see. En Here, dat u vir ons 'n hart van vlees gee wat sag genoeg is om u woord
in te dring. Ag Here, om u woord in te neem en om dit in ons harte te bære, soos wat u ook gesê het in die 27ste vers, dat ons deur middel van dit in u insettinge sal wandel en dat ons u verordeninge sal hou. Ek wil bid, Here, vir elkeen wat hierdie boodskap aangehoor het, dat u die naprediker sal wees. Here, so in eenvoudigheid wat u vir ons kom uitwys, wat u woord in ons lewens doen. En ek wil vra, Here, dat ons sal souk, dat ons gereinig sal word deur die waterbad van die woord en dat ons nooit daarvan af sal wyk nie. Dankie, Here, vir dit. Ons bid weer eens vir almal wat siek is, almal wat bemoei is en laste op hulle het. U sê dat ons laste by u kan kom lê en dat u dit op u skouers sal neem. Daarvoor sê ons dankie, Here. Ons bid en vra dat elkeen in die dag verder by u sal wees en aan u sal dink en dat almal weer ook vanaand by mekaar sal kom in die huis van die Here. En ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ons gaan die slotlied saam sing op antwoord van die Here en dit is eintlik so mooi. Die huis op die rots en die huis op die sand. Wat sien dink julle wil Jesus sê moet ons opbou? Ja, op die rots. Nie met 'n hart van klip nie, maar met 'n hart van vlees, nê? Nee. OK. Nou, u kan staan sodra jy die noot ontvang. Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees en bly. Amen.